Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning en opinies is verdeeld oor 'n nuwe wondermaarmaakmiddel en een van die neeweffekte, bekend as Ozempic Face, het almal aan die praat. Ons gesels nou met Dr. Judy Pretorius, eienaar van Biomedical Emporium, om 'n bietjie meer te leer. Baie welkom, dokter. Baie dankie, baie dankie. Nou, wat presies is Ozempic? En ek dink die groot vraag op almal se lippe is dit veilig? Goed, so Ozempic het eintlik gewildheid gekry deur Dr. Oz daar in Amerika. Ja. En hy het begin praat en hy het die vraag gevra, hoorie, het jy geweet dat 'n geneesmiddel wat eintlik vir diabetes 2 geformuleer was, het 'n neeweffek wat maak dat jy nie meer honger is nie en jy kan gewig verloor. So hy was die een wat dit bekend gemaak het en toe het van hierdie Hollywood sterre dit net na 'n ander vlak toe gevat. So aanvanklik is die geneesmiddel ontwerp en geregistreer by sekere medisynebeheerrade vir diabetes 2 om jou bloedsuiker te reguleer. Maar as jy daai pasiëntinformasie biljet uithaal en jy begin te kyk na die neeweffekte, is een van die neeweffekte toevallig dat jy nie honger is nie. Jou spysvertering is baie stadiger, jy voel vir langer periodes vol, so jy verloor natuurlik gewig. Ek dink net die probleem hoekom dit dalk 'n bietjie te gewild geraak is almal het hulle hande daarop gekry en bietjie misbruik. En so daar is voordele en daar's natuurlik nadele ook met hierdie geneesmiddel. So speaking of the side effects, there's something with the so-called Ozempic face. What is that? Okay, so Ozempic Face is when you and I decide, listen, we would like to lose weight. What is the first thing that we want? We would like to lose weight tomorrow. We are very impatient. So the issue when it comes to that is if we have a look at the amount of weight that we lose and the speed of weight that we lose, these things have to be in proportion. And what do I mean by that? So a person can typically lose anything between 15 to 20% of weight with Ozempic or a similar product. So this is just a trade name. And if you weigh anything like 90 kilos, within 6 months you can be down to 70 kilos. So that's how quickly people lose weight. But now your skin don't adapt to the amount and the speed of weight that you lose. So now you all of a sudden struggle with this hollowed effect. There's an elasticity and a laxicity problem and, enlarged pores. So there's a droopingness. You mentioned some of the Hollywood stars that have done it, and someone who's actually admitted to getting Ozempic face is Sharon Osbourne. Yes, and I would like to encourage the viewers to go and have a look, go Google what she looked like, the typical Ozempic face, the hollowed effect. People, us adults, we unfortunately lose around about 1% of collagen and elastin fibers, as we age. So this is one of the signs of aging. So your skin typically weighs anything between 7 to 10 kilos. And the only architectural building blocks that keep the skin upright is the collagen and elastin fibers. So if you lose those elastin fibers and on top of that lose weight, you're going to have a hollowed effect like that. Wow, and what a drastic transformation as we've seen now. It's extremely intense. Is die skade van so iets permanent? Ek is bevrees so, jy weet, want iemand soos Sharon sal gaan vir sekere estetiese behandelings en dis asof sy net nog nie kan kom tot daar waar sy was nie. Maar ek sal nie sê dit is onontkombaar nie. My gevoel sal net sê as jy gaan op 'n Ozempic of 'n soortgelyke produk en jy wil bietjie gewig verloor, gaan doen dit net op 'n manier dat jy niks meer as 500 gram tot 'n kilogram per week verloor nie. Jy weet dat dit net proporsioneel gebeur, dat jou kollageen net kan bly by die spoed en die hoeveelheid gewig wat jy verloor. En dan is daar sekere goed wat jy kan inkorporeer in jou roetines. Jy weet, kom ons kyk na velsorg byvoorbeeld. Daar's 'n groot woord waarvan ons almal hou, hyaluronsuur. Nou hyaluronsuur, as jy dit elke dag gebruik, gee meer vog vir die vel en dit maak die vel meer plomp en help met elastisiteit. So sorg dat jy 2 keer 'n dag dit in jou roetines inkorporeer en inwerk. En dan natuurlik professionele behandeling soos microneedling. Ek meen, dit klink erg vir baie mense, maar dit maak regtig verskil, want 'n ander naam waarvoor dit bekend staan is kollageen induksie terapie. So dat jy indiseer nuwe kollageen en natuurlik die laaste wat jy kan oorweeg is bietjie
dermale filler inspuitings wat daai areas waar daar insinking en verslapping van die vel is, hierdie kalkoennek voorkoms, die kan jy nogal redelik baie goed aanspreek. Daar's ook ander goed wat mens kan doen. Jy het nou gepraat van die velsorg en hoe jy eintlik hierdie tipe goed kan voorkom, maar jy kan ook, terwyl jy nou op daai gewigsverliesreis is, jy kan na die gym toe gaan, jy kan seker maak dat jou spiere bietjie meer sterk word, sodat jy dit meer kan uitvul wanneer jou gesig bietjie kleiner raak, of aansienlik kleiner. Kan ek vir jou sê wat hierdie geneesmiddel uniek maak, is, daar is slegte goed van dit, ek moet sê, maar wat dit ook uniek maak, is dat as jy jouself sou inspuit, en my advies is dat jy dit doen saam met 'n dokter, dat jy gaan agterkom, maar ek voel nie honger nie, jy weet, en ek is nie nou lus om te eet nie, en dan moet jy juist daai tyd gebruik, wat jy 'n verswakte aptyt het, om te sê, goed, kom ek gaan oefen, ek is nou nie noodwendig 'n Olimpiaan nie, maar ek kan matige oefeninge tog begin doen, en ek kan sekere kossoorte in my leefstyl begin inwerk, terwyl ek op 'n geneesmiddel is, soos hierdie vir 3 tot 6 maande argumentsonthaalwe. So dit is nie 'n slegte tyd om nuwe leefstylgewoontes aan te leer nie. Baie dankie Dr. Judy, Biomedical Emporium. Net hierna gaan ons bietjie teater toe, om met die ikoniese Margit Meyer-Rodenbeck te gesels. Dr. Judy, waar kan ons jou in die hande kry? Julle kan my in die hande kry op my webtuiste, biomedicalemporium.com. Baie dankie Dr. Judy. Bly ingeskakel, net hierna gaan ons teater toe.